Hemelvader, wat meer as dankie. Vader, dit is 'n klein woord. Vader, elkeen van ons het soveel redes vandag om dalk negatief te wees. Maar Vader, ten spyte van dit, kom kies ons vanoggend dankbaarheid. Ons kom kies om U hand te sien in dit waar ons nou is. Vader, U woord sê dat U elke omstandigheid vir die goeie sal dit meewerk. En Vader, ons is dankbaar daarvoor. Vader, in die goeie seisoene en in die slegte seisoene is U daar. In tye van sekerheid en onsekerheid is U daar. En Vader, wat meer kan ons sê as dankie? Dankie vir U nabyheid. In Jesus naam. Amen, amen. Vriende, julle is welkom om julle sitplekke te neem en van my kant af, dit is regtig lekker om weer vanoggend saam met elkeen van julle te kuier. En ja, ons begin vandag met 'n nuwe reeks. En hierdie reeks is gebaseer op 'n baie goeie boek wat ek verlede jaar op afgekom het en gelees het. En die boek se naam is Beautiful Resistance. Dit is geskryf deur 'n man met die naam Jon Tyson. En dis een van daai boeke wat die heeltyd by my net gebly het, want dis iets wat ons as kerk baie keer weer nodig het om vas te maak. En voordat ons vanoggend by die inhoud gaan kom van hierdie boek, moet ons eers eerlik wees oor hoekom hierdie gesprek nodig is. Sien, die grootste gevaar vir die kerk vandag is nie vervolging nie. Al voel dit vir baie van ons so. Dis nie aanvalle van buite af nie, dis iets baie stiller en iets baie kleiner as ons in die groot scheme of things kyk. Is die feit dat baie keer dit vir ons voel, ons geloof word afgeplat. En meeste van die tyd kom ons dit nie agter totdat dit al eintlik amper te laat voel nie. Ons verloor nie noodwendig ons geloof nie en wat eintlik gebeur is, dit voel asof ons die krag van ons geloof verloor. Jesus waarsku in Matteus 5 vers 13 wat hy sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Met ander woorde, dit is moontlik vir my en jou om nog sout te wees, maar om nie 'n verskil te maak nie. Dit is moontlik om vanoggend hier in die kerk te sit, om te sê ons glo, om te dien, maar om stadig maar seker besig te wees om ons smaak te verloor. Sien, daar was 'n ander boek wat ek op 'n stadium gelees het, deur 'n man met die naam Matthew Montgomery, en hy vat dit eintlik baie goed saam. Hy sê, most of the world doesn't believe that our God is alive and powerful, because most of the church lives as though he isn't. Die wêreld glo nie dat die Here almagtig en lewendig is nie. Want meeste van die kerk lewe nie asof hy is nie. En die waarheid is die wêreld help ons ook nie met dit nie. Want die wêreld kondisioneer ons en vorm ons om meer vinnig te lewe, om meer gemak te soek, om meer oppervlakkig te dink en om konstant besig te wees. En die waarheid is as ek en jy nie doelbewus weerstand gaan bied nie, dan word ons geloof net nog iets. Dan word ons geloof iets wat, dis net nog 'n deel van ons lewe. Dis net nog 'n tikboksie wat ons moet by uitkom iewers in die week. Dis net nog 'n gewoonte en dis net nog iets wat ons doen. In plaas daarvan dat my en jou geloof die bron van ons lewe eintlik is. Paulus sê in Romeine 12, sy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gedagtes. En dit is waar hierdie beautiful weerstand inkom. Dis nie 'n harde weerstand teen dit wat in die wêreld aangaan nie. Dis nie aggressiewe teenstand nie. Maar dis 'n
bewuste daaglikse keuse om nie weg te dryf nie, om nie afgestomp te word nie, om nie net te funksioneer nie, maar om te sê ek wil lewendig wees in God en vir God. Want hier is die realiteit. As ons nie weerstand bied teen alles wat die wêreld ons rigting gooi nie, gaan ons nie doelbewus wegstap van God af nie. Maar iewers gaan ons op 'n dag wakker word en ons gaan besef, of ons gaan voel, dat ons net stadig van hom af begin wegdryf het. Voel nie asof ons hom so erg raak sien nie. Aanbidding is nie meer so tasbaar nie. Gebede voel asof dit teen die dak vasgaan. En dis hoekom hierdie reeks eintlik so belangrik is. Hierdie reeks gaan nie oor iets nuuts wat ons moet doen of iets nuuts wat ons oor moet weet nie. Dit is eintlik maar net om weer terug te keer na iets wat ons iewers op 'n stadium in ons lewe geken het. 'n Lewe met God wat regtig waar lewendig is. En vandag bring dit ons by die vraag, maar wat gebeur wanneer God se mense, sy kerk, regtig waar begin om te leef? Wat gebeur wanneer die kerk lewendig word? En ek wil begin met iets eerlik. Sien, daar was in my lewe al seisoene gewees waar ek gedoen het wat ek moes. Ek daag op en fisies is ek daar. Ek het voorberei, gebid, gepreek en binne in my was daar net iets wat nie heeltemal reg gevoel het nie. Ek kan nie heeltemal jou vinger daarop plaas nie. Dit is net iets wat nie heeltemal in plek voel nie. Dit is nie noodwendig stikkend nie. Dit is nie 'n krisis nie. Dit is nie gebreek nie, maar dit is net hierdie gevoel van stilte. Ek het nog steeds geglo, nog steeds gedoen wat reg was, maar daai gevoel van lewendig was nie heeltemal daar gewees nie. Iewers het dit wat binne in my hart aangegaan het, voel asof dit begin vaag raak het. Op die oppervlakte lyk dit asof alles reg is. Maar agter die skerms is daar ietsie. Iets wat net voel asof dit 'n bietjie begin afstomp geraak het. Voel asof daar iets kleins iewers fout is, maar ons kan nie ons vinger op dit plaas nie. Dit laat my altyd dink aan die eerste kar wat ek gery het. Toe ek 17 was, het ek so 'n wit Chico City Golfietjie gery. En ek was die eerste een van my vriende gewees om 'n kar te kry, so ek was almal se taxi gewees. So dit was great vir die eerste 2 weke, en toe is dit net 'n frustrasie. Maar hierdie kar was, aan die begin was dit vir my die beste ding nog ooit. Maar hierdie kar kon net 60 gery het. So as 'n trok van vooraf gekom het, moes ek afgegeer het, want nou gaan die wind veroorsaak dat ek agteruit gaan. En die kar het my van punt A tot punt B gekry. As ek in die kar geklim het en ek het hom aangesluit, het hy gestart. Maar daar was soveel keer wat ek in daai kar gery het, wat ek net so by myself gedink het, soos hierdie kan nie reg wees nie. As die wind van agteraf gewaai het en dit was afdraande, dan het ek dalk 80 gery. As ek regtig waar gelukkig was. En dit kan mos nie so wees nie. Iets is nie heeltemal reg nie, maar tog werk die kar. Tog vra my vriende my nog steeds om hulle te kom optel as ons iewers heen moet gaan. Dis presies waar ek as persoon was. En ek wonder partykeer hoeveel van ons voel nie ook so nie. Jy's nie noodwendig ver van God af nie, maar jy's nie waar jy dalk 'n jaar of selfs 'n maand terug in jou geloofsreis was nie. Gebed voel stiller. Aanbidding voel asof dit minder diep raak. Jy daag nog steeds op, maar dit voel asof daar iets is wat ontbreek. Dit voel asof daar iets is, en jy kan net nie heeltemal jou vinger daarop sit nie. Jy weet nie eers regtig wat dit is nie. Jy weet nie eers wanneer dit was wat dit begin verander het nie.
Dit het net iewers in die proses stadig begin gebeur. En dis hoekom Esegiel 37 so persoonlik vir my tref. Want wat gebeur is, God vat vir Esegiel na 'n vallei toe. Dis nie 'n bergtop nie, dis nie 'n plek van oorwinning nie. Dis 'n vallei vol bene. Dis 'n plek van dood. Dis eintlik 'n baie, baie lae plek waartoe die Here vir Esegiel vat. En is ook nie eers net bene wat daar lê nie. Die Bybel sê vir ons dis droë bene. In Esegiel 37 vers 2 sê dit, die Gees het gesê, ek moet rondom die bene loop. Daar was baie bene in die vallei en die bene was baie droog. En dit beteken natuurlik dat hierdie verlies, hierdie dood wat hier plaasgevind het, is iets wat al 'n hele rukkie saamkom. Dis nie nuut nie. Dis nie iets onlangs wat gebeur het nie. Hierdie bene lê al vir 'n lang tyd daar. En ek dink dis waar dit ons tref. Want baie van ons voel nie noodwendig geestelik dood nie. Maar ons voel net ver van die Here af. Het voel asof ons stadig net van hom af verwyder geword het. God vra dan vir Esegiel in vers 3. Sê die Here het vir my gevra, mens, kan hierdie bene weer lewe? En as ons eerlik is, dink is dit die vraag, is 'n vraag waarmee ek die afgelope maand of 2 toe ek aan hierdie reeks begin werk het, wat baie by my vasgesit het. Kan hierdie spesifieke deel van my lewe, hierdie deel waar dit voel asof ek afgestomp geword het, kan dit weer lewendig word? Kan my passie terugkom? Kan die honger weer terugkom? Kan ek weer naby aan God voel? En Esegiel antwoord in vers 3, en hy sê, Here, U wat Here is, net U weet dit. Dis nie 'n antwoord van groot geloof nie. Want baie van ons is, die oomblik as iemand vra of iets fout is, dan gee ons die hoogheilige antwoord. Ja, want die Here is goed. Maar ons nog steeds daar iets wat ons net nie ons vinger op kan sit nie. Dis nie 'n oomblik van ongelooflike ongeloof dat hierdie persoon, dat Esegiel heeltemal opgegee het nie. Ons hou nog steeds vas in die hoop, maar daar's nog steeds hierdie iets in die agtergrond wat ons net nie ons vinger op kan sit nie. Maar die antwoord wat Esegiel gee, en dalk is dit waar baie van ons nodig het om ook so eerlik te wees. Om te sê, Here, ek weet nie. Maar U weet. En U kan. Sien, baie van ons voel moeg. Ons voel uitgeput en ons voel uitgebrand, maar dit is nie oor die lewe nie. Dalk sit jy vanoggend hier en jy is moeg, omdat daar iets in jou gees is wat begin stil word het. Jy het begin energie tap van ander plekke as waar die Here vir my en jou wil hê ons moet. En jy het meer dissipline probeer inbou. Langer tyd om Bybel te lees en langer tyd om te bid. Jy het meer moeite begin maak. Maar dit voel nog steeds asof die lewe nog nie teruggekom het nie. Dit is baie maklik om in daai oomblikke dan te vra, maar Here, wat is fout met my? Hoekom kan ek nie daai ervaring weer voel nie? Hoekom kan ek nie terugkom nie? Dit is presies soos my golfie. Hy ry, maar daar's iets agter die skerms wat fout is. Iets wat ons nie presies ons vinger op kan sit nie. En wat my tref in hierdie gedeelte in Esegiel, is God se hart teenoor die droogte. Sien, is nie iets wat hy doen nie, maar is iets wat God juis in daai oomblik nie doen teenoor Esegiel nie. Hy veroordeel hom nie oor die dood wat hy homself in bevind nie.
Hy shame hom nie oor die plek waar hy is nie. En God druk hom ook nie. God begin eenvoudiglik net werk. En dalk is dit wat jy vandag moet hoor, is die Here is nie teleurgesteld in jou droogte nie. Hy is nie bang vir jou vallei van doodsbeendere nie. Hy wag vir jou om hom te vra om weer lewe in jou lewe in te blaas. Vers 4 skryf Jesegiel en hy sê, toe sê die Here vir my, jy moet my boodskap bring vir hierdie bene. Jy moet vir hulle sê, droë bene, julle moet hoor wat die Here sê. En soos wat daar besig was om gepraat te word, begin dinge beweeg. Bene begin by mekaar kom en daar senings wat begin vorm en vleis wat begin aankom. Maar tog in vers 8 sê dit, en terwyl ek kyk, het daar spiere aan die bene gekom. Vleis het die bene toegemaak en daar het 'n vel oor die bene gekom. Maar daar was nie asem in hulle gewees nie. Sien daar struktuur en dit lyk lewendig, maar daar's geen lewe nie. Sien, is moontlik om struktuur te hê en nie lewe te ervaar nie. Is moontlik om alles reg te hê, maar om nog steeds nie lewendig te wees nie. Jy kan kerk toe gaan, jy kan Bybel lees en jy kan bid, maar nog steeds agter die skerms kan jy voel, ek voel nie regtig lewendig nie. In vers 9 skryf waar so Jesegiel sê, toe sê die Here vir my, mens, jy moet my boodskap bring vir die wind. Jy moet my boodskap bring en jy moet vir die wind sê, die Here wat die Here is sê, wind, jy moet kom van die noorde en die suide en die ooste en die weste en jy moet hierdie dooie mense blaas sodat hulle kan lewe. En wat gebeur? Die vers net daarna in vers 10 sê, ek het die boodskap gebring soos wat die Here vir my gesê het en toe kom daar asem in die bene. Hulle het begin lewe en hulle het regop gestaan. Dit was baie mense. Sien, op die oppervlakte het hierdie liggame reg gelyk, maar totdat die asem ingeblaas was daar nie lewe gewees nie en dit verander alles. Want ek en jy kan struktuur met baie moeite kan ons bou, maar lewe, regte lewe kan ek en jy net ontvang. En dis hoekom meer dissipline nie noodwendig altyd is wat ons nodig het nie. Ons het nodig dat die Here in my en jou lewe kom in asemhaal. In ons lewe kom in blaas. In Genesis 2, wanneer God vir Adam geskep het, sê dit dat hy lewe in die mens ingeblaas het. Die oorspronklike woord was in spiritu. Dis die woord waar inspirasie vandaan kom. Dis om lewe in te blaas. Maar dalk moet ek jou vanoggend vra, is waar het dinge vir jou begin stil raak? Waar het jy God se lewende asem begin mis? Dalk jou gebedslewe, jou passie, dalk sit jou verwagting van iets wat die Here vir jou moet kom doen. En dalk moet ek jou vanoggend vra, is dit iets wat jy net begin mee saamleef het? Het jy net die gevoel van stilte begin vat as normaal? En ons natuurlik 'n paar praktiese punte wat ek en jy kan vat om terug te kom na die plek van lewe toe. Die eerste punt natuurlik is om te begin met eerlikheid. Psalm 62 vers 9 sê, kinders van die Here, julle moet altyd op hom vertrou. Praat julle hart leeg by hom. God is die een wat ons sal beskerm. Altyd.
stort julle hart uit voor hom. En die waarheid is, ek en jy hoef nie indrukwekkend te probeer bid om daarby uit te kom nie. Dit is baie keer nodig om net eerlik by die Here te gaan sit. Sê, Here, hierdie is iets in my lewe wat ek net nie meer weet nie. Ek hoor die belofte, maar ek sien nog nie die pad vorentoe nie. Dalk is dit nodig om soos Esegiel te sê, Here, ek weet nie meer nie, maar U weet. Here, ek kan nie meer nie, maar U kan. Die tweede punt is om te bly wanneer jy niks meer voel nie. Wanneer die ervaring nie noodwendig meer daar is nie. Galasiërs 6 vers 9 sê, kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes van hom af ontvang. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Partykeer is dit juist die plek waar ek en jy moet verloor. Dit voel asof ons al die regte dinge doen. Dit voel asof ons soveel moeite insit, maar die deurbraak voel net nie asof dit kom nie. Maar lewe kom dikwels vir ons net na volharding. Net na die oomblik wat ek en jy nog daai bietjie vashou. Daai bietjie deurdruk. Sien vriende, kanse is goed, deurbraak is baie naby vir jou. Die bene is al bedek, maar jy wag nog net vir die Here se asem. Dalk moet jy aan daai belofte vanoggend vashou. Die derde praktiese gedeelte is om prakties ruimte te gaan maak. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet. Wees stil en weet. Dalk is dit nodig om net vir 'n oomblik alles af te sit. En net stil te word by die Here se voete. Dalk is dit vir 'n oomblik nodig om plek te skep vir die Here om met jou ook te praat. Dalk is dit vir 'n oomblik nodig om net stil te sit en vir die Here te sê, Here, wat wil U vir my sê vandag? En dan om stil te bly. Om die Here toe te laat om te praat. En die laaste praktiese gedeelte is om die Here te vra vir sy lewende asem om in jou lewe in te blaas. Dis 'n gedeelte in Lukas wat Jesus gepraat het oor goeie ouers. Hy sê op 'n stadium, hoeveel te meer sal die Vader nie dit wat goed is vir sy kind gee nie. Hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee vir die wat vra. Hoeveel te meer sal die Here my en jou krag gee as ons hom vra. Hoeveel te meer sal die Here ons lei wanneer ons hom toelaat om ons te lei. Hoeveel te meer sal die Here opdaag in ons lewe as ons hom vra en toelaat om in ons lewe op te daag. Sien, ek het al gesien hoe mense weer voel asof hulle lewendig word. Maar boonbehalwe dit, het ek dit al persoonlik ervaar. En dit gebeur baie keer nie net oornag nie. Daar is nie net 'n vinnige quick fix nie. Dit is iets wat stadig gebeur. Stadig wat aanbidding begin dieper en dieper en dieper voel. Dit is 'n klein oomblik wat 'n deel van die skrif weer vir jou begin lewendig voel. Dit is 'n klein oomblik waar gebed net vir jou 'n bietjie anders voel. Dit voel nie asof die dak meer so in die pad is nie. En binne in jou in daai oomblik begin dit voel asof daar iets is wat net weer begin asemhaal. So vriende, ek vra jou nie vandag om harder te probeer nie. Vanoggend vra ek jou, is jy bereid om terug te kom? Al is dit klein, al voel jy onseker,
Al weet jy nie wat die volgende stap na dit gaan wees nie. Selfs al is jou gebed vir oggend net, Here, net U weet. Want miskien is dit waar alles begin. Nie met groot dade van weerstand nie. Nie met dramatiese verandering in jou lewe nie. Maar eenvoudiglik net met lewe. Met asem. Sien 'n lewe van beautiful weerstand begin nie deur harder te beklei teen die wêreld nie. Dit begin wanneer ek en jy weer lewendig word in die Here en vir hom. Wanneer jou hart weer begin om te reageer op dit wat die Here vir jou sê. Wanneer jou gees weer begin asemhaal. Wanneer jou verhouding met die Here nie net reg is nie, maar lewendig is. Want wanneer God se mense regtig waar leef, dan word weerstand nie iets wat ek en jy net probeer doen nie. Dit word iets wat natuurlik uit ons uitvloei. En is presies waar hierdie reis begin. So om die Here toe te laat, om lewe in my en jou voor te bring, sodat ek en jy anders kan wees, sodat ons sout kan wees in hierdie wêreld, sodat ons die stad op 'n berg kan wees wat nie weggesteek kan word nie, sodat ons 'n lig kan wees in hierdie donker wêreld, wat vir die mense wys daar is hoop, daar is goedheid, daar is genade en sy naam is Jesus. So al wat ek jou wil uitdaag om te doen, is laat toe dat die Here in jou lewe weer lewe inblaas. Laat toe. Laat toe. Kom ons bid saam. Here, U sien ons. U sien waar ons lewendig is, maar U sien ook waar dinge begin stil raak het. En Vader, ons wil nie net funksioneer nie. Here, ons wil lewendig wees vir U en saam met U. So Heilige Gees, bring lewe waar daar droogte is. Vader, kom haal asem oor ons. Vader, kom blaas lewe in ons. In Jesus naam. Amen.